terwyl ons sit, kan ons net vir onsself 'n lekker handeklap gee. Amen. Bertus, dankie julle. Ek het Rihanna stuur vir my gisteroggend stuur sy vir my 'n boodskap en sê, pastoor, kan ek die tema van die preek kry? En ek sê vir Rihanna, jy sal nie glo nie, ek het eintlik my preek van vanoggend het ek Woensdag aand gepreek. So ek is nog in twee minds. Ek weet nie waaroor ek kan gaan preek nie. En gisteraand toe ek so gaan stil word en ek lees die Bybel, toe kom hierdie vers by my op in Matteus 6 vers 9 wat sê, laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. En ek besef net, Here, ons hele wese, dit wat ek en jy doen, dit wat ons voorstaan, dit wat in ons DNA is ons die verteenwoordigers van God op hierdie aarde. Alles wat ek doen, alles wat ons doen, is dit God se naam wat verheerlik word. Maak ons sy naam nog groot? Gaan dit oor sy saak of gaan dit oor ons saak? En ek besef net, Here, ons doen baie keer te min om u naam te verheerlik. Hy sê in Matteus 6 vers 33, wat ons so goed ken, maar soek eers u koninkryk en u geregtigheid. Wat is soek eers u koninkryk? Dis is om ons verhouding met God reg te maak, om ons harte vir die Here te gee, om ons harte oop te maak en te sê, Here, ons behoort aan u. Here, u het ons vrygemaak van al die laste in die wêreld. Daarom soek ons eers u koninkryk en dan sê hy u geregtigheid. Met ander woorde, waarvoor staan ek en jy? Staan ons vir Jesus Christus, vir sy werk? Het ons 'n reg voor God as gevolg van Jesus of misbruik ons dit? En sê, ag Here, jy weet, ons is mos maar net vakansiegangers. Ons het net so wanneer ons lus en dan besoek ons u, dan het ons 'n verhouding met u. Nee, ons sê, Here, ons wil u naam groot maak. Ons wil u naam verheerlik. Dit gaan alles oor Jesus Christus. Markus 12 vers 29 sê, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, hoor kind van God. Wat is die eerste van al God se gebooie vir my en jou? Dan sê hy, die Here ons God is 'n enige Here. Wat beteken dit? Hy wil die enigste bron van ons lewe wees. Hy wil die outeur van ons lewe wees. Hy wil hê ek en jy se hele wese moet net gaan oor hom. Daar moenie ander gode bo hom wees nie. Daar moenie ander afgode wees wat ek en jy bo hom stel nie. Dit moet net gaan oor hom. Hy is die enige Here. Daar is net een soos hy. Amen. Hy is nie dood nie. Ek hoor nou die dag daai J. John. Hy sê 'n ou kom by hom en 'n ou vra hom, "Why do you believe in Jesus Christ?" Hy sê, "It's very easy. When I come to the T-junction and I need a direction, must I go left or right? And there's two men. The one is dead and the one is alive. Who will I ask? I will ask the one that's alive." So I'll ask Jesus. So ons keer na die Here toe. Ons dien hom want hy's God. Ons dien hom want hy's goed. Ons dien hom want hy's lewe. Want hy's betrokke in ons lewe. Dan sê in vers 30, en jy moet die Here jou God lief hê. Uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dis die eerste gebod. En dan sê hy, en die tweede gebod wat daarmee gelyk staan, is jou naaste soos jouself. Hoe lief het jy jou naaste? Hoe lief het jy God? Weet jy, as jy God lief het, gaan jy jou broer lief hê. As jy God lief het, gaan jy omgee vir jou broer. As jy God lief het, gaan jy diensbaar wees in God se koninkryk. Gaan jy bereid wees om te sê, Here, ek het u lief en wat daarmee gelyk staan, is my naaste soos myself. Gaan nie net vir my, wie van u wil hemel toe gaan? Wil jy al graag alleen gaan? Ons het 'n plig, my boetie en my sussie. Ons wil mense saam ons vat. Wat vat ons saam hemel toe? Siele. Want duidelik het hy skrif baie al gebruik. Openbaring 13 vers 14 wat sê, Here sê vir Johannes, skryf. Wat moet hy skryf? Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Wat se werke volg ons? Siele. Siele, die mense wat ek en jy gehelp het. Onthou Paulus skryf, Apollos het nat gemaak, Apollos het geplant, Cephas het nat gemaak, God laat groei. Ek en jy plant saadjies in iemand se lewe. Los jy 'n merk in iemand se lewe? Of is jy die ou wat 'n letsel los? Kom ons sê, Here, help ons.
As ons U liefhet, ons naaste soos onsself, en die tweede hieraan is jy met jou naaste lief hê as jouself, daar's geen ander gebod groter as dit nie. Daar's baie gebode gebode, nê? Daar's baie die Here het baie gebooie wat hy vir ons gegee het. Maar hy sê hierdie twee, God eerste en gelyk met hom jou naaste. Dis 'n groot gebod wat hy ons gee. En dan sê hy in Deuteronomium 30 vers 19: Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Wat moet ons kies? Hy sê kies die lewe. Wat is die lewe? Wat is die lewe? Hoor wat sê, wat moet ons kies, vers 20, Deuteronomium 30 vers 20. Leer die Here jou God lief te hê. Amen. Het jy hom lief? Luister jy na sy stem? Hoe luister ons na sy stem? Dit is baie maklik as jy weet of iemand na sy stem luister. Kyk of hy sy woord volg. Kyk of ons doen wat in hierdie Bybel staan. Ek het nou die dag vir iemand gesê, lyk my jou Bybel gaan dun word, want krap maar dood in jou Bybel, wat jy dink is nie van jou van toepassing nie. Ons om God se stem te luister, hom te dien, hom lief te hê en na sy stem te luister, en dan sê hy, en hom aan te hang. Het julle al gesien? Ek onthou daai kleinseun van my, Wiandrey. Toe hy so klein was, dan kom ek al by hulle huis, dan wil ek ry. Dan gryp hy my so aan my been. Sê, oupa, jy mag nie ry nie. Begin hy huil, dan wil hy saam ry. Weet jy hoe lekker is dit? Nou weet jy hoe lekker is dit vir God, as ek en jy hom so aanhang, as ons sê, Here, dit gaan oor U, as ons sê, Here, U maak ons opgewonde, dit is so lekker om by U te wees, om U te dien, om U lief te hê. Dis wat hy sê, om hom aan te hang, want dit is jou lewe. Hoor jy wat sê? God lief te hê, om te dien, na hom te luister, om aan te hang. Hy sê dis jou lewe, my boetie en my sussie, dit bepaal jou hele lewe. Dit bepaal jou hele DNA. Hy sê dis jou lewe. En dan sê hy, en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham en Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Waarna streef ek en jy vandag? Wat se land gaan ons bewoon? Ons kry elkeen 'n huis as ons hierdie aarde verlaat. Want dis Johannes 14 vers 2 sê, by my Vader is daar baie wonings. Gaan om vir julle een te berei, gaan vir julle 'n plek berei. Wil ons nie almal daai plek inneem nie? Maar hoe leef ons op hierdie aarde? Kan ons sê, Here, ons lewe reg om op te gaan na U toe, om U te ontmoet? En dan lees ons in Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Hy sê jou bekend gemaak, wat is goed? En wat vra die Here anders van jou? As om reg te doen en liefde te betrag en moedmoedig te wandel met jou God. Het jy net liefde vir God? Of het jy liefde vir jou naaste ook? Ek besef hierdie week, Here, ek mis baie toetse in 'n week. Ek dop baie toetse, omdat ek nie genoeg lief is vir my naaste nie. Weet jy, die Here praat met my so baie oor liefde, en ek sukkel daarmee. Ek sê, Here, partykeer is ek so vol van myself. Is dit net ek? Of het jy ook so nou na my eie ek en jou? Waar jy ou so bietjie, nou die dag het ek amper weer 'n taxi. Ek wou vir hom 'n verkeerde vinger wys. Dankie Here, toe onthou ek die vorige keer wat ek dit gedoen het, hoe sleg ek gevoel het. Toe sê ek, Here, ek bless hom eerder. Hy sê om liefde te betrag. Johannes 17 vers 4 sê, ek het U verheerlik op die aarde. Alles, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan jy sê, Here, my lewe is om U te verheerlik? Daar waar mense jou nie sien nie, waar God jou sien. Is jou lewe dieselfde as waar mense jou sien? In die geheim doen jy wat jy in die openbaar in die geheim ook doen wat jy in die openbaar sou gedoen het? Of doen jy wat jy in die geheim doen, kan jy nie vir mense sê nie. Here sien jou hart vanoggend, my boetie en my sussie. Jesus sê, ek het U kom verheerlik. Kom ons vra die Here, Here, help my, laat ek U verheerlik. Laat dit nie meer gaan oor myself nie, laat dit meer gaan oor U. Dat dit meer gaan oor U. Ek sê, na die dag toe preek ek ook mos so, en ek sê mos vir die mense, maak bietjie vir mekaar koffie na die tyd. Na die tyd kom 'n vrou na my, sê, pastoor, maak vir my koffie. Toe sê ek, prys die Here, jy het geluister. So ek gaan vir jou koffie maak. So as jy wil hê na die tyd ek moet vir jou koffie maak, vul vir my 'n vormpie in. Dan gaan ek dit voor die raad lê, en dan gaan ons dit goedkeur as die raad besluit. Ons kan nie, ek spot sommer. As jy wil hê ek moet vir jou koffie maak, ek maak vir jou, geen probleem nie. Alles wat ons doen,
moet strek tot eer en verheerliking van die Vader. Mense onthou, ek en jy, ons is die lig van die wêreld. Ons is ligdraers. Mense hou ons dop. Hulle kyk hoe tree ons op. Wanneer jy onder 'n krisis kom, ek is gister doen ek 'n begrafnis van 'n biker wat oorlede is en daar was baie mense. En na die tyd kom daar sit 'n ou, maar hy raak regtig nie goed nie. En hy sê vir my, ek het kanker in my rug. Hy sê pastoor, hulle kan vir my niks doen nie. Maar weet jy wat? Ek het die Here in my lewe. Hy sê ek het die Here in my lewe en daar sit mense wat hom luister. Hier sit hierdie man met al hierdie pyn. Maar hy sê my God is op die troon, my God is in beheer. As hy my wil spaar, spaar hy my. As hy wil kom haal my, maar ek het besluit ek wil die Here dien. Jy sien as ons, dis maklik om te sê ons is kinders van die Here as dit goed gaan. Maar laat dit met jou nie goed gaan nie. Dan kyk ons of jy nog steeds dieselfde gaan optree. Kan mense nog steeds sien, hierdie ou, onthou ek het nou die aand weer gelees van Job. Hierdie Job, toe die duiwel kom en die duiwel sê vir man, vir die Here het hom geseën met alles. Slaan net bietjie sy hand aan hom. Wie het sy hand aan Job geslaan? Nie God nie, dit was die duiwel. Maar hy try God konwins en God los hom. Hy sê okay, kom ons kyk. En hierdie Job, hy hou aan die Here dien. Hy sê Here, ek sal nie moedeloos word nie. Hy het nooit gesondig nie. Hy het altyd die Here se naam goed gemaak. Alles wat hy doen moet gaan tot eer van sy naam. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God, die Vader deur hom. Toe ek dit lees, toe sê ek, Here, wat doen ek? Wat ek dink is reg, as dit nie in die naam van die Here nie. As hy taxi voor my inry, vloek ek hom in die naam van die Here. Of as ek kwaad raak, word ek kwaad in die naam van die Here, of doen ek alles tot eer van die Here. En dan sê hy in vers 23, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Sien jou loon lê in die hemel. Ek en jy gaan 'n loon by God kry. Werk vir daai loon in die hemel. As mense jou nie raak sien op aarde nie, as mense jou vergeet, weet jy in 'n kerk voel mense baie vinnig minderwaardig. Voel mense baie, ek hoor nou dag ek misbruik mense in die kerk. Maar prys die Here man, as ek jou help om in jou roeping in te beweeg, laat ek jou maar gebruik, is alright. Solank jy net in jou roeping in beweeg, solank jy net jou roeping volg, is dit reg, maar moenie offended voel wanneer jy nou nie die eer kry en die krediet kry daarvoor nie. Jou krediet lê by die Here. Jou loon is by God, God sal jou beloon. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle. Paulus sê, broers en susters, ek praat ernstig met julle. Ek gee vir julle 'n boodskap. Ek wil vir julle iets sê. Hy sê, wat vermaan hy ons? By die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. Hy sê, dis waaroor die lewe gaan. Is jou liggaam heilig? En welgevallig voor God? Of sê Here, hierdie liggaam, ek rook hom klaar. Ek het vanoggend agtergekom, maar gaan nie 'n naam noem nie. Ek het vir iemand vanoggend gesê, jou bynaam is nou Electrolux. Nothing sucks like Electrolux. Julle weet mos, hulle trek hom ons so. Maar ons doen ander goed, ek eet weer. Dis weer my swakpunt, daar aanhou rook. Kom ons oordeel nie mekaar nie. Moenie vinger wys na 'n ander ou. Oh, sorry, daar wys ek alweer hy vinger. Maar moenie vinger wys na 'n ander een nie. Sê Here, help my, begin by my. Kry jou eie hart in reg. Kry jou eie liggaam heilig voor God. Maak nie saak wat 'n ander ou doen nie. Bid vir daai ou, moet hom nie oordeel nie. Bid vir die volgende ou. Ek het baie foute. Die Here weet ek het baie foute. Kyk, daar's niks lekkerder as lekker kos nie. Of is daar? Behalwe om die Here te dien. Maar is lekker om lekker te eet. As jy sien die pastoor word maar, moet jy weet dit gaan nie goed in die gemeente nie. Dan moet julle begin worry. Okay, hy sê ek vermaan julle, met ander woorde, alles wat ek en jy doen, doen dit tot eer van die Here. Doen dit dat sy naam verheerlik word. Ons moet die Here die eer gee vir alles wat ons doen. Nou, ek het so 4 maniere wat ek hier vir julle gaan noem volgens hoe om die Here te eer. Daar's baie, maar gaan net by 4 stil staan vandag. Gaan net by 4 stil staan. En die eerste een is, eer jy nog God se woord? Is Jesus nog vir jou belangrik? Is Jesus nog jou lewe? Kan jy sê, Here, as die woord sê ek doen dit, dan doen ek dit? Of sê Here, nee, wat ek volg net die woord wat vir my pas. Hy sê in 1 Timoteus 1 vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Weet jy, God word geëer. Wanneer word God geëer? Wanneer ons sy woord eer.
As ek nie sy woord eer nie, dan sê mense, jy's mos 'n Christen. Ek wil nie wees soos jy wees nie. Weet jy, as jy lief is vir die woord, as jy die woord lees, as jy die woord in jou hart het, en as die woord vir jou belangrik is, dan is jy lief vir God. Hoekom? Want God se woord is hy. Van die Bybel sê in Johannes 1 sê in die begin was die woord was by God, die woord was God. Hy het afgekom aarde toe. Dis Jesus Christus. As jy die Bybel nie volg nie, dan staan jy teen alles wat God in sy woord sê. Kom ons volg maar sy woord. Ons sê, Here, u woord is belangrik. As jy honger na die woord, nie genoeg daarvan kan kry nie, alles gehoorsaam wat daarin staan, dan wys dit jou verhouding met God en hoe jy oor hom voel. As jy nie genoeg kry van die woord nie, as jy honger na die woord, as jy volg wat die woord sê, dan wys dit jou wat jou verhouding met God en is jy lief vir hom of is jy nie lief vir hom nie. Die tweede een, dit wat ons Bertus, ek so bly daai liedjie gesing vanoggend. Dis my teksvers vanoggend wat ek nou gaan gebruik. Wat is die tweede een? Eer die Here deur lof en aanbidding. Ek kan nie glo hier's mense in ons kerk wat sê, pastoor, ons sing te lank nie. Hallo? Dis nie wat jy sê. Jy sê, Here, dis nie lekker om vir u te sing nie. Dis eerder lekker om wêreldse musiek te luister. Dis eerder lekker om te skinder van ander mense of wat ook al te doen. Sing, hoor wat sê in Openbaring 4 vers 8. Dit wat ons gesing het. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. Hy vlerke was rondom en van binne vol oë. Hulle hou dop. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat is en wat was en wat weer sal wees. Is dit nie wonderlik nie? Ons sing toevallig, niks is toevallig nie, die Here het 'n afspraak gehad. Ons sing toevallig, wat mense keer dink, is nie toevallig nie. God het 'n afspraak om vir jou te wys. Hy bevestig wat ons gesing het vanoggend. Heilig, wie van u het al vir 24 uur gesing, heilig, heilig, heilig? Die Here weet, ek het dit nog nooit gedoen nie. Dat is wat hierdie engele doen. En dan sê in vers 9, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe. As ons danksegging gee aan die Here, sê ons nou en dan amen. So saamstem en sê die Bybel, ons sê amen, dan sê in vers 10, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, is dit nie mooi, wat het ons in die liedjie gesing? Ek werp my kroon neer in aanbidding. Dis wat hy sê, ek werp my kroon neer in aanbidding. U is waardig, wat sê hulle? U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Hoekom is ek en jy geskape? Vir God se eer, om hom te aanbid, om sy naam groot te maak. So Bertus, as ons hier klaar is, gaan ons daai liedjie weer sing. En dan gaan ek hier voor kom staan en ek gaan jou dop hou. En as ek sien jy sing nie, gaan ek af van die kansel af kliphard skree, broer, word wakker. Ek sal maar eerder nie jou naam sê nie. Okay? Nee, ek sal dit nie regtig doen nie, dis 'n saak tussen jou en die Here. Maar ek wil vir julle sê, as ek na hierdie skrif lees, luister, dan sê ek, Here, ons kom kort. Julle weet ons altyd die musiek is hier wat ons die vinnigste wil klaar kry. Here, laat ons net by die preek kan uitkom. Miskien moet ons dalk meer sing en minder preek, meer die naam van die Here groot maak soos wat hierdie ouderlinge gedoen het. Dit was vir hulle gemaklik geweest. Dis wat hulle graag wou doen. En dan die derde een. Eer God in wat? Eer God in jou beste. Gee jy jou beste vir die Here? Wie gee sy beste vir die Here? Nou, hoekom steek niemand julle ons almal julle hande opgesteek het? Julle het weer gedink ek gaan nie met 'n triekvraag kom. Nee, regtig, gaan nie. Ek gaan net vir jou wys wat sê die woord. Spreuke 3 vers 9. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Alles wat jy kry, gee jy jou eerste vir die Here, gaan vir jou nou wys. Kain het nie sy eerste vir die Here gegee nie. Daar was 'n verskil. Dan, hy sê, as jy dit doen, as jy jou eersteling vir die Here gee,
As jy jou inkomste die eerste vir die Here gee, wat sê hy? Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. As die Here vir jou meer gee, is jy bereid om meer terug te gee? Of sê die Here, nee wat, gee nie my beste vir u nie. Kyk wat gebeur met Kain en Abel, Genesis 4 vers 2. En na verloop van, hoor jy wat sê? Na verloop van tyd. Toe hierdie lande van Abel mooi is, van Kain baie mooi is, en hy sien, man, nou het ek genoeg. Jy sien, baie keer wil ons mos eers genoeg hê, dan wil ons vir die Here gee. God werk anders. Die wêreld sê, wys my, en ek glo. God sê, glo my, dan sal ek jou wys. En kyk wat gebeur. En na verloop van tyd, het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Jy sien, toe hy sien, Here, nou lyk hierdie goed. Sy hart was nie by dit gewees nie. Hy het dit maar net gedoen omdat hy dit moet doen. Ek dink hy het al eers gesien, Abel het gegee. En dan lees ons in vers 4. Genesis 4 vers 2. Genesis 4 vers 4. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer aangesien. Hoekom? Hy het sy eersteling, hy het sy beste eers vir die Here gee. Hoekom? Want God gee sy beste vir my en jou. Hy verwag om jou beste terug te gee, om jou eersteling te gee. Maar Kain sy offer nie aangesien nie. Jy sien, wat het ons vanoggend gesing? Dis 'n hartsaak. Om die Here te dien, my boetie en my sussie, is 'n hartsaak. Kain se hart was nie daarin nie. Kain het dit maar net gedoen, soos wat ons baie keer doen. Ag Here, ons gaan maar nie kerk toe, want my vrou sleep my saam, of iemand het maar net, dis maar net 'n gewoonte. Abel, sy eersteling. Met ander woorde, jou eersteling is nie net altyd jou geld nie, dis jou tyd, dis jou energie, alles wat jy doen, alles wat ek en jy doen is jou gawes, is jou talente wat God jou gegee het. Gee jou eersteling, maar hier praat 'n eersteling van jou geld. Dit is belangrik om jou eersteling vir God te gee. Jy kan nie met jou eersteling op vakansie gaan hou en dink alles gaan goed gaan nie. Jy kan nie soos Kain maak en sê, Here, ek gaan eers kyk as dit goed gaan met my, dan sal ek God se deel gee nie. Dan sal ek God se deel gee nie. Die laaste ding wat ek wil praat is, eer God en jy eer Jesus. Eer Jesus en jy eer God. Ek kan nie verstaan dat mense in hierdie tyd wat ons nou lewe, dink Jesus het nog nie gekom nie. Mense wat nou sê die Here moet nog kom. Hy was hier gewees, hy gaan weer kom. Dit gaan nie sy eerste keer wees nie. Hy gaan weer kom. Ons lees in Johannes 5 vers 23, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Jy sien, die Vader en die Seun en die Heilige Gees is onafskeibaar. Jy al drie loop saam, hulle loop hand in hand, maar hier praat hy spesifiek van die Vader en die Seun. Hy sê, as jy die Vader seën, seën jy die Seun. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar, vers 24, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Wie my Seun eer en die woord wat hom gestuur het en hom wat die woord gestuur het eer. Met ander woorde, volg jy God se woord? Kan jy sê Jesus is vir jou belangrik? Kan jy sê, Here, weet jy hoeveel krag is daar in Jesus se naam? Daar's soveel krag in sy naam, as ons net wil besef. Ons eer God deur Jesus te eer. Wat sê die Bybel oor Jesus? Hy sê in Johannes 14 vers 6, sê Jesus self, hy antwoord hom en sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sien, daar's een weg na die Vader toe en dis deur die Seun. As jy die Seun verwerp jy die Vader. As jy die Seun aanneem, sê hy, hierso het jy lewe, dan jy uit die doodheid oorgegaan in die lewe, dan kry ek en jy nuwe lewe. Weet julle, daar's nog baie ander maniere hoe ons die Here kan eer. Miskien kan ek net so kort reeks oor dit praat, dat ek dalk volgende week bietjie gaan praat oor is jy bereid om in die gemeente jou deel te gee? Ek praat nie van geld nie, om net te sê, Here, ek is bereid om hierdie gemeente te help dra. Ons gaan maar kyk hoe die Here vir ons wys, maar dan wil ek afsluit. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here, hoe? Met jou hele hart. Dis 'n hartsaak, my boetie en my sussie, soos ek nou net gesê, dis 'n hartsaak. Ek en jy besluit om die Here te vertrou en steun nie op jou eie insig nie. En dan sê hy, ken hom al jou weë
met 'n gevolg, met 'n belofte en hy sal jou paaie gelyk maak. Kan ons vanoggend gaan en sê, Here, ons wil U naam verheerlik op hierdie aarde. Help ons. Laat ons doen, Bert, as jy kan vorentoe kom. Here, help ons dat alles wat ons doen. Wie sal wat net saam met my wil staan en sê, Here, help ons. Help ons, Here, dat ek meer my lewe sal inrig, dat alles wat ek doen, U naam sal verheerlik. Hoe ek mense hanteer, hoe ek by mense uitkom, wat ek doen, wat mense van my sien, sien hulle Jesus of sien hulle nie Jesus nie. Wie wil saam met my staan en sê, Here, volgens doen ons dit net as 'n belofte om te sê ons gaan beloof, ons gaan probeer, Here, om ons beste te gee om U naam te verheerlik. Vader, baie dankie dat ons net vanoggend kan besef, Here, U stap met ons op pad. Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Help ons, Jesus, help my. Vader, ek weet ek heilig nie altyd U naam nie. Daar's soveel tekortkominge wat ek in die lewe het en ek vra U vanoggend, ek bely voor U, Here. Ek wil U vra vanoggend, staan by my stil, elkeen wat opgestaan het, wat vanoggend kom en sê, hier's ons, Here, help ons, verander ons lewe, dat U naam verheerlik word, alles wat ons doen, dat dit sal strek tot eer van U naam, dat as mense na ons kyk, dat hulle nie ons sien nie, maar dat hulle Jesus Christus sal sien. Dankie, Here, U is 'n wonderlike God, ons loof en prys U, ons eer U, Vader, vir dit wat U vir ons doen, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil U vra as ons nou gaan saam sing, as daar iemand is wat gebed het, nodig